Baie hartlik welkom, broeders en susters en vriende. Ek gaan vir 'n gedeelte lees uit Prediker 3. Prediker is nou nie eintlik 'n boek wat ons graag uit lees nie, maar Prediker praat oor die lewe en hy het soveel wyshede wat hy raak sien wat vir ons kan iets beteken in ons lewe. So kom ek lees Prediker 3, die eerste gedeelte. Elke ding het sy vaste tyd en elke ding in hierdie wêreld het sy tyd. En dan moet jy kyk, hy werk met chiasmiese patrone van gunstig en ongunstig, gunstig en ongunstig. Daar is 'n tyd om gebore te word, dit is gunstig. 'n Tyd om te sterwe is ongunstig. 'n Tyd om te plant is gunstig. 'n Tyd om plante uit te trek is tog ongunstig. 'n Tyd om 'n lewe te neem, dan draai dit weer om, is ongunstig. 'n Tyd om 'n lewe te red, is gunstig. 'n Tyd om af te breek, is ongunstig. 'n Tyd om te bou, is gunstig. 'n Tyd om te huil, is ongunstig. 'n Tyd om te lag, gunstig. 'n Tyd om te treur, is ongunstig. 'n Tyd om van blydskap te dans, is gunstig. So gaan hy aan, 'n tyd om te omhels, is tog sekerlik gunstig. 'n Tyd om weg te bly van omhelsing af, is ongunstig. 'n Tyd om aan te skaf, is gunstig. 'n Tyd om te laat wegraak, ongunstig. 'n Tyd om te spaar, is gunstig. 'n Tyd om te laat wegraak, ongunstig. 'n Tyd om te skeur, is ongunstig. 'n Tyd om toe te werk, is gunstig. 'n Tyd om stil te bly, en 'n tyd om te praat, 'n tyd om lief te hê, gunstig. 'n Tyd om te haat, is ongunstig. 'n Tyd vir oorlog, is ongunstig. En 'n tyd vir vrede, is gunstig. Ek wil begin om vir julle 'n verhaaltjie te vertel van 'n dominee, 'n Ierse dominee, wat daar in die koue een oggend opgestaan het en hy moes kerk toe gaan. En toe sien hy die wêreld is toegesneeu. En hy besluit wel, hy sal nie met sy kar kan ry vandag nie, sy kar is toegesneeu, en kyk hoe lyk dit daar buitekant, toe trek hy maar sy yskaatse aan. Dit was gelukkig so 'n bietjie afdraande en aan die kerkie toe daaronder. En hy trek toe sy yskaatse aan, dan moet jy die gesig vir jou sien. Hy trek sy yskaatse aan met hierdie toga wat hy nog gehad het, en daar skie hy teen die heuwel af. En hy stop daar voor die kerk met 'n groot stofwolk. En die kerkraad was baie ontsteld geweest. Hulle roep hom toe in en sê toe vir hom nou, hoe kom hy so by die kerk aan? Sê wel, die situasie is, my kar is toegesneeu, vasgesneeu, en dit was die enigste manier dat ek by die kerk kon uitkom. En die kerkraad het hom die Lewiete voorgelees, dat hy dit nooit, ooit weer moet doen nie. En hulle het ook vir hom gesê, hy moet beloof, hy het dit nie geniet nie. Hy het dit nie geniet nie. En dan kan hy aangaan met sy preek. En dit het my so laat dink aan wat ook 'n jager, 'n Nederlandse teoloog geskryf het, om te sê, God ry nie net met gebod nie, maar ook met genot. God ry nie net met gebod nie, maar ook met genot. Prediker is 'n boek wat vir ons iets vertel van die lewe. Is 'n boek wat geskryf is hier ongeveer in die 4de, 5de eeu voor Christus. Dis ook nie deur Salomo geskryf nie, dis deur 'n student van Salomo geskryf, want destyds was dit so gewees, as jy nou 'n belangrike ding wil sê en aankondig, dan doen jy dit onder die koning se naam of onder 'n belangrike persoon se naam, want dan lees die mense dit, en dan gee hulle aandag. En daarom kom hy met hierdie woorde, as hy sê, van Salomo, maar eintlik is dit nie van Salomo nie. Maak ook nie saak nie. Dis 'n boek wat ons baie uit kan leer oor die lewe.
En eerstens vat hy die wysheidsleraars aan, want die wysheidsleraars van destyds het allerlei reseppies gehad vir die lewe. Hulle het gesê, as jy goed doen, dan gaan jy lang lewe. Is dit waar? Is nie waar nie. Hulle het gesê, as jy hard werk, gaan jy ryk word. Is dit waar? Is nie noodwendig waar nie. Hulle het gesê, as jy goed lewe, mooi en reg lewe, gaan jy baie oud word. Is dit waar? Nee, dis ook nie waar nie. Want enigiets kan met 'n mens gebeur, jonk en oud. Is nie noodwendig dat om te sê as jy goed lewe of die regte goed doen of goeie goed doen, dat jy oud gaan word en lank lewe nie. Dis nie waar nie. En dan praat hy oor die lewenstyl. Die lewenstyl van die mens. Hy sê, jy moet oppas, daar's party mense wat eenvoudig alles najaag in die lewe. Hulle wil meer hê en beter hê en meer hê en beter hê. En hulle sal vir hulle pragtige tuine aanlê, hulle sal huise koop, hulle sal rykdom vergader, hulle sal slawe en slavinne hê, hulle sal baie beeste hê, hulle sal baie kleinvee hê. Bevredig dit 'n mens? Net tydelik. Want almal gaan dood. Almal se lewe kom tot 'n einde. Myne en joune ook. Dit kan vandag wees, dit kan oor 10 jaar wees, ons weet nie. Baie rykdom en besitting sê hy daarna in hoofstuk 2, sy bevredig ook nie, want weet jy wat kan gebeur? Jy kan doodgaan en jou kinders kan dit deurtrek. Dis nie noodwendig dat dit 'n goeie ding is nie. En hy sê ook, daar's nie 'n geheime pad deur die spitstyd verkeer van die lewe nie. Want almal moet deur die spitstyd verkeer van die lewe gaan, van einas en amens, van seer kry. Dis nie te sê dat jy daarvan gespaar gaan word as jy goed lewe nie. Hierdie dinge tref almal. Ek bedoel, hoe verstaan jy? Hoe verklaar jy dit? Hoe verwerk jy dit as jou seun doodgaan? Jou dogter doodgaan? Jou kind doodgaan? Ja, daar's mense wat sê, ag, weet jy, hy's nou 'n sterretjie daar in die hemel. Of hy is nou, die Here het sy besondere blommetjie kom pluk. Dis nonsens om sulke raad vir mense te gee. Want dit bly seer. En dit is moeilik om dit te verwerk. Mense moet baie gou insien, sê prediker, dat die lewe is verganklik. Almal is verganklik. Hy sê, almal is van stof gemaak en almal keer terug tot stof. Wat lees ons in Genesis? Die Here het hierdie stukkie klei gevat en sy lewensasem daarin geblaas. Met almal is dit so. Maar op 'n stadium gaan die lewensasem uit alle mense uit. Dan keer jy terug tot stof. Want die lewe is verganklik. Dit gebeur met alle mense. En alle mense in hierdie lewe kry stampe en stote. Alle mense kry einas en amens. Niemand word daarvan gespaar nie. Party lyk dit vir my meer as ander mense. Maar almal ervaar hierdie dinge in die lewe. Tye is tye. Lewe is hard. En dan sê hy ook, een ding wat jy moet onthou, jy kan nie leef sonder God nie. Want God is die een wat het gesê het, wat die lewe in jou ingeblaas het. God is die een wat op die ouend ook die lewe neem. So daarom,
lewe in afhanklikheid van die Here. Lewe in sy teenwoordigheid. Lewe in 'n bewustheid van die Here. Want daar is baie mense wat wonder, ag, is die lewe die moeite werd? Hulle wonder, want baie mense kry so seer. En dis dinge wat gebeur wat 'n mens so eina maak. Ja, sê prediker, die lewe is 'n gawe uit God se hand uit. En daarom moet jy die lewe gebruik. Carpe diem. Gryp die kanse aan wat die lewe jou bied. Kom net en weer terug hierby. As mense wat al hierdie kits resepies het vir die lewe. Wat sê loof die Here in alle omstandighede. Maar jy weet, in tye van hartseer, in tye van verlies van 'n kind of 'n ouer, is dit dan baie, baie moeilik om 'n loflied by jou lippe verby te forceer. Werk net nie so nie. Want prediker wil jou en my voorberei vir die klipharde realiteite van die lewe. Nog 'n belangrike ding wat prediker sê is wat so waar is. Vermy die vrolike vinkies. Die mense wat sê loof die Here in alle omstandighede. Jy kan nie 'n loflied by jou lippe verby forceer as daar hartseer en pyn in jou lewe is nie. Jy kan dit nie doen nie. Nee, dan lyk dit vir my, in die wysheidsliteratuur lees ons van Job en so aan, dan is dit eerder die tyd om te worstel met die Here. Om op jou knieë te worstel met die Here en sê, Here, waarom het dit gebeur? En jy sal sien in die boek Job, dat Job kry nie 'n direkte antwoord van God nie. Inteendeel, God vat vir Job na die wildtuin toe, en hy wys hom al hierdie goed. En daarna kom Job tot die besef, die Here leef. Die Here is altyd teenwoordig. Van berusting. Jy hoor mos baie mense sê vir jou, jy moet berus man. Berusting is nie 'n goeie woord nie. Dink nie as dit kom in die Bybel voor nie. Aanvaarding. En ek het al mense gesien wat gekom het tot aanvaarding van een of ander trauma en verlies. Dis baie beter as om te sê berus maar net. Dis asof jy iemand net wil stil kry. Jy moet deur seer en deur rou kan werk om te kom tot aanvaarding. Maar berusting is nie 'n goeie woord nie. Nog 'n ding is, hy sê moenie die lewe omwens nie. Jy kry baie mense wat sê, ek wens so dis vakansie. Ek wens so ek is al afgetree. Ek wens so dis naweek. En daarmee wens ons die lewe om. Nee, prediker sluit aan by die spreekwoord carpe diem, pluk die dag en pluk die roos. Maak die beste gebruik van elke oomblik in jou lewe. Tyd, het ek nodig iemand weer hoor sê, is so kosbaar en dit gaan so vinnig verby die lewe. Maar waarom wil ons dan die tyd omwens of wegwens? Nee, die tyd is te kosbaar. Ons moet die tyd aangryp. Ons moet die nou geniet en gebruik. Anders dan mis jy uit op die lewe. Want prediker sê, jy het in die lewe te doen met klipharde realiteite. Prediker is nie 'n pessimis nie. Hy's 'n realist, hy's 'n aardsrealist. En hy sê wat jy nou met die lewe moet maak, is uiters belangrik. Moenie leef in 'n kamma wêreld nie.
want dit is daar bestaan nie so 'n wêreld nie. Daar's nêrens 'n manier wat jy met 'n geheime pad deur hierdie spitstyd verkeer kan kom nie. Of dat jy hartseer en trauma kan ontkom of ontvlug nie. Jy moet daar deur. En hou aan die Here vas. As jy daar deur moet gaan, want hy gee vir jou krag. Ek sê altyd jy kan omval in die hand van die Here, maar jy sal nie uitval nie. Want hy hou jou in sy hande. Hy hou die hele wêreld in sy hande. Moet ook nie verbitterd raak nie, sê die prediker. 'n Mens kan baie gou verbitter raak as iemand jou teleurstel. As dinge in die lewe nie reg uitloop of uitdraai nie, dan kan jy verbitterd raak. En verbittering is 'n baie slegte ding, want dit is negatief, dit vreet jou hier binnekant op. Moenie verbitterd raak nie. Moenie negatief daaroor raak nie. Leer om die lewe te leef, ten spyte van. Ek weet, ek ken iemand wat altyd gesê het, DTA, don't trust anybody. In 'n sekere sin is dit waar, want mense kan jou so teleurstel. Mense kan jou soveel pyn en hartseer veroorsaak. Maar ek dink nie ons moet by die punt kom om te sê, ek vertrou niemand nie. Of ek soek heeltyd fout in ander mense. Of ek sal nog agter die fout kom by daai mense. Sal jou mal maak. Jy kan nie so lewe nie. Jy moet eerder voluit die lewe leef. Ja, jy moet versigtig wees. Want daar is mense wat jou vir 'n gek kan hou. Maar om die ingesteldheid te hê van ek vertrou niemand nie, ek soek heeltyd fout by mense. Nee, sê die prediker, los dit uit. Jy gaan ophou lewe. Iemand het eendag die waar ding gesê, moenie doodgaan voordat jy sterf nie. Moenie. So om saam te vat, die prediker sê, geniet die lewe. Geniet die nou, carpe diem, gryp die kanse aan wat nou die lewe vir jou gee. Sê hoera vir die lewe. Krisisse moet jy verwerk saam met God. Moenie altyd wantrouig wees teenoor mense nie. Maar hê mense lief. En by dit alles moet jy weet dat jou lewe is 'n gawe wat God aan jou gegee het. En God wil hê jy moet dit gebruik tot sy eer. Jy is van stof gemaak en ons almal gaan stof word. Dis die grootste gelykmaker wat daar is. Alle mense keer terug tot stof. En daarom moenie ophou lewe nie. Gryp die kanse aan wat die lewe vir jou bied. Kom ons bid saam. Here, baie dankie dat U aan my en aan ons almal wat luister die lewe gegee het as 'n gawe uit U hand. En help dat ons daai gawe nie sal misbruik nie, maar sal gebruik tot eer en uitbreiding van U koninkryk en tot grootmaking van U naam. Gee ons krag in krisisse, in tye van teleurstellings, in hartseer tye. En lei ons, Here, aan U hande. Hou ons styf vas, want by U is ons veilig. Amen. Ontvang met bidende harte die seën van die Here. Mag die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God wat aan jou en my die lewe gegee het,
vir jou en my deur die Gees lei deur die lewe, tot die ewige lewe. Amen. Mag het 'n mooi dag en 'n mooi week vir elkeen van u wees. Totsiens.